die Here sal voor jou uitgaan in al jou weë en wat jy ook al aanpak. Goeiedag almal. Ek wil graag vandag diep uit my hart uit met u deel God se getrouheid en God se beloftes. En die een belofte wat my lewe lank saam met my is waar God self gesê het, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Die tweede belofte, wat ek ook daagliks saam met my wandel vashou is, dat God beloof in sy woord, soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees, ek gaan voor jou uit, ek sal voor jou uitgaan, ek sal by jou wees, sê die Here. Nou wil ek vir u 'n kort getuienis gee. In hierdie einste gebou, The Miracle Place, waar ons nou hierdie opname maak, het ons sommige Vrydae-aande lofprysing en aanbidding. En ek en my vrou het besluit, vroeg in die week, ons gaan dit hierdie Vrydag aand bywoon. En so deur die loop van die week, toe kom ons ook agter, dit is mos nou 'n groot ding, lofprysing en aanbidding, net om u geheue te verfris. Toe Paulus en Silas in die tronk was, het hulle deur lofprysing en aanbidding, deur God se naam groot te maak, bindinge laat breek. Boeie van hulle hande het afgeval en van hulle voete afgeval en hulle het vrygekom. Dis dieselfde met ons in die gees, deur lofprysing en aanbidding. So ek lê klem hier op. Want hierdie spesifieke Vrydag aand het die bose, die duiwel, alles probeer om te verhoed dat ek en my vrou saam met ons geliefdes, vriende, dit te kan bywoon en God se naam te kom groot maak deur lofprysing en aanbidding. Die Vrydagmiddag na werk, toe ons by ons plekkie stop, toe begin die roetine heel anders in my onderbewussyn sonder dat ek dit agterkom. Dit was ongeveer 5:30, 6 die middag. Begin ek dinge doen wat ek nooit doen nie. Ek is 'n ordelike persoon en stiptelik en ek sit altyd alles op hulle plekke. Die middag toe ek by die huis kom, stop ek by die huis, ek maak die hekke oop, ek ry in, parkeer die voertuig. Wat ek altyd doen is, ek gaan hang die sleutels van die voertuig op binnekant in die huis. Hier sit ek dit in die deur en ek maak die deur van die voertuig toe. Ek loop na die hekke toe, ek maak die hekke toe. Die hekke moet toe wees terwyl van ons hondjies by die huis, maar ek sluit nie die slot in by die hekke nie. Punt nommer 2, ek sluit dit nie in nie. Waar ek elke keer my rugsak uithaal uit die voertuig uit en ook op sy plek gaan bære, los ek dit hierdie spesifieke dag binne in die voertuig. Met TMM die meele se sleutels, wat altyd in die rugsak is, bære ek bly toe in die voertuig. Hier gaan ek en my vroukie aan, ons maak koffie, ons eet, ons spandeer lekker tyd saam, en ons kan nie wag vir 9:45 nie. 9:45, ons raak toe nou so lekker rustig, en ons kyk op die horlosies, ons sien, o jette, ons wou al 9:30 gery het, maar dit is nou al amper 20:10 en het begin 10:00. Ander haas is ons daar by die huis hier uit. Ek vra my vrou, het jy alles wat jy nodig het? En ek trek die deur toe. Nou die deur sluit sonder 'n sleutel. Dit trek hom net toe as jy hom so gestel het en hy sluit. So in gedagte trek ek die deur toe my vrou ook sê, sy het al haar goedjies, en hier kom ek agter die sleutels van ons hekke en die bakkie en alles lê binne in die huis. Ek het niks gevat nie. Dadelik kry jy 'n skok op jou lyf. Wat nou? Ons het die voertuig nodig om terug te ry School of Fire toe vir die praise and worship. Ewe skielik kry ek hoendervleis. Toe haal ek nou asem en ek en my vrou vat hande en ons bid, ons vra, Here gee vir ons wysheid, wat moet ons nou doen? Die sleutels van ons huisie, wat al die slotte en die goed oopsluit, lê binnekant. Ons bid en vra die Here, wat moet ons nou doen? Toe ons klaar gebid het, nou dink ek by myself, hoe moet ek nou hierdie deur oopmaak met minste skade? Nommer 1 het ek, my gereedskap is binne in die huis. Ek het nou die sleutels wat in die huis is, nodig. Toe mens nou rustig raak en die Here, onthou die Here sê, as jy wysheid of insig, dis nog 'n belofte. As jy wysheid of insig kort kom, moet jy dit van God af bid en hy sal dit aan jou gee. Dis nog 'n belofte. Hier gee die Here vir my wysheid. En hy sê vir my, toe jy vanmiddag hier gestop het,
Nommer 1, het jy jou bakkie, jou voertuig se sleutels in die deur gelos. Jy het dit nie gaan bær op sy plek nie. So nommer 1, het jy 'n voertuig om te ry. Nommer 2, toe jy die hekke toegemaak het vanmiddag, het jy nie die slot ingedruk nie. So jy kan nie uitkom. Nommer 2, as die hekke gesluit was, het jy ook 'n probleem gehad, want my gereedskap is binne in die huis, ek kan nie enigstens slotte oopmaak nie, want ek kan nie tot by gereedskap uitkom nie. So, die sleutels is in die huis, maar ons het 'n voertuig en die hekke is oop, so ons kan ry nog steeds na die lofprysing en aanbiddings aan toe. Maar weer probeer die duiwel ons nou keer. Daar moet ek weer eens vir die Here al die lof en die eer gee. Ons het gereedskap in ons meele wat ek toe kon leen. Die sleutels is toe mos nou in my rugsak in die voertuig. So ons ry toe terug, alles het so vinnig gebeur, so ons kan net die Here loof en prys en dank daarvoor. Ek ry terug en ek kom haal toe gereedskap en ons kry die deur oop. Ons ry terug huis toe, ons kry die deur oop en wat het toe gebeur en al hierdie rondspring, dit klink onmoontlik, maar God is so getrou, met die rondspring, met die gejaag, met terugry School of Fire toe om gereedskap te gaan haal, om ons plekkie oop te kry en elke ding, het ons net omtrent 10 minute laat gekom by die praise and worship, by die lofprysing en aanbidding. So wat ek vir u wil sê is, hierdie wat ek nou met u deel, toe ek rustig is die volgende oggend wakker word, toe wys die Here vir my, weer hierdie beloftes, ek sal jou nooit in die steek laat nie, jou nooit alleen laat nie, nommer 1 en nommer 2, die Here sal voor jou uitgaan, in al jou weë, en wat jy ook al aanpak. Toe maak dit vir my sin, hoekom ek die Vrydagmiddag die sleutels nie gaan bær het op sy plek van die voertuig nie, maar aan die deur, en nooit die slot van die hekke gesluit het nie, en ook die meele se sleutels met my rugsak in die voertuig gelos het. Toe verstaan ek eers hoekom. Dis die eerste keer in my lewe wat ek so iets doen. Ek het dit nie verstaan nie, dit het nie vir my sin gemaak nie, maar God is buite tyd en buite ruimte. Hy is alwetend. Hy is ver bo wat ons kan bid of dink. Die Here het daai Vrydagmiddag 5:30, klaar die duiwel se planne gesien. Onthou, die duiwel kom om te steel en te slag en te verwoes. Die duiwel het probeer om ons by die lofprysing en aanbidding weg te, want hy het geweet, die Here gaan aanbid word, magte gaan verbreek word, en daar gaan in die geesteswêreld gaan daar oorwinning kom, daai Vrydag aand. Hy het probeer om dit te keer, maar God wat alwetend is, het dit klaar geweet. Wat is die duiwel se planne? Hy het voorsien dat ek nie die hek by die huis sluit nie, dat ek nie my rugsak met die sleutels uit die voertuig uithaal nie, en dat ek die voertuig se sleutels nie gaan bær het op sy plek in die huis nie, maar in die bakkie gelos het. So, onthou net hierdie, die Here is getrou en regverdig, en hy wil hê ons moet hom herinner, gaan, vat sy woord, doen 'n studie van sy beloftes. God ken alles, hy weet alles, maar hy wil 'n intimiteit hê met ons. Die Here wil tyd saam met my en jou spandeer. Hy wil hê ons moet hom herinner in sy beloftes. Hy wil hê dit moet inskerp in ons gedagtes, in ons handel en ons wandel. Want hy sê ook, dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here plaas en nie op mense nie. Dit gaan goed met die mens wat sy woord dag en nag oordink. Onthou die belofte, dit gaan goed met die mens. Onthou dit. En dan moet ons daarvolgens wandel. Herinner God aan sy beloftes, maak dit jou eie, want die woord is soos 'n tweesnydende swaard, skerp aan al twee kante, skerp genoeg om vestings te vernietig en magte te breek, in Jesus naam.